ons buig die hoofde. Onze dierbare God en Hemelse Vader, dit is 'n groot voorreg om vanoggend hier weer in die huis te kan wees, om saam te kan wees om U naam te aanbid. Here, waar ons vanoggend ook uit U woord gaan lees en gaan leer, wil ons bid dat die Heilige Gees met elkeen sal wees, dat ons na die gejaagdheid, die kommer en die besorgdheid van 'n week sal vergeet, en dat ons waarlik ons hart en ons gedagtes nou sal instem op die hemelse koninkryk. Dit is ons gebed in Jesus se naam alleen. Amen. Broers en susters, om ons verrigtinge dan nou vanmôre voort te sit, nooi ek u uit om saam met ons te sing lied nommer 125, hymn nummer 125. Kom ons staande. Die wat nie kan kniel nie, kan maar net so bly sit. Kom ons gaan oor 'n gebed. Liefdevolle Heer en Hemelse Vader, o Here, ons wil vanmôre weer eens vir U baie dankie sê, Here, vir 'n wonderlike Sabbatoggend. O Here, soos ons al reeds vanoggend al vir U dankie gesê dat ons nog in veiligheid en in goeie gesondheid U naam kan vereer, meer van U kan leer. O Here, U naam te kan prys. O Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê dat U met ieder en elkeen was die afgelope week. Met hulle wat dalk ongesteld was, wat beter is en gesond is vanmôre. O Here, ons wil vir U baie dankie sê dat U met elke kind van U is op hierdie stadium. Here, ons weet dat U koms is naby en ons verheug ons daarin, ons is opgewonde en ons is dankbaar dat ons in hierdie tye is, maar tog weet ons dat onsekerheid maak die mens ook maar bekommerd, Here. Daarom vra ons, Here, dat U vir ons die kalmte en rustigheid sal gee met die wete dat dit wat Jesus vir ons voorberei het, moet ons tog voorna uitsien, Here. O Here, ons wil in besonder bid vir hulle wat by 'n oop graf gestaan het die afgelope week, Here. Ons wil baie spesiaal bid, Here, vir hulle wat in hospitale is.
O Here, dan wil ons ook baie spesiaal vir U bid, waar daar dalk miskien ongelukkighede is. Mense wat ontsteld is weens omstandighede. O Here, ons wil dan nou vanmôre ook vra, Here, dat U baie spesiaal van sitplek tot sitplek sal gaan. O Here, wil U elke hart aanraak, wil U elke verstand aanraak, met dit wat na ons toe sal kom, deur middel van U woord. O Here, ons wil in besonder vra dat Jy vir Dr. Werner se lippe sal aanraak. Here, waar hy die brood van die lewe sal breek, dat U sy woorde sal ontvorm, sodat dit die woorde van U sal wees. Here, dan wil ons ook vir U vanmôre baie dankie sê dat hulle veilig gery het. En ons bid ook dat hulle ook weer veilig weer sal terugreis na hulle bestemming, daar in Pretoria. O Here, ons vra hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit enkel alleen om genade, Here. Amen. Ons gaan nou vra vir die tiendes, die offergawes, die tiendes se offergawes, wat ons diaken diakonesse vir ons sal opneem asseblief. Kom ons sluit hierdie oë. Hemelse Vader, U het vir ons goeie gesondheid en krag gegee om hierdie afgelope week op een of ander wyse te kon verdien het. Here, ons bring maar 'n baie klein gedeeltjie terug na U toe, waarby alles eintlik maar aan U behoort, Here. Daarom vra ons vanmôre, Here, wil U hierdie tiendes en offergawes, wil U dit seën, Here. Wil U dit vermenigvuldig, Here, sodat U werk klaargemaak kan word. Want Here, ons wil graag huis toe gaan. Amen. Dit is dan nou my voorreg om natuurlik die trio, waterstrio, as ek hulle so mag noem, na vore te roep. En hulle gaan vir ons 'n spesiale aanbidding doen. Soft as the voice of an angel, breathing a lesson unheard. Hope with a gentle persuasion whispers a comforting word. Wait till the darkness is over. Wait till the tempest is done. Hope for the sunshine tomorrow, after the shower is gone. Whispering, 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 oh, how welcome thy voice, oh, how welcome thy voice, making my heart, making my
should the heart sink away, when the dark midnight is over, watch for the breaking of day. Whispering, 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 oh, how welcome thy voice, oh, how welcome thy voice, making my heart in its sorrow rejoice. Hope as an anchor so steadfast, wrench the dark veil from the soul. Whither the Master has entered, robbing the grave of its gold. Come, then now come, glad fruition. Come to my sad, weary heart. Come, O thou blessed hope of glory. Never, oh, never depart. Whispering, 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 oh, welcome thy voice, oh, welcome thy voice, making my heart in its sorrow rejoice. Whispering, 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 oh, welcome thy voice, oh, how welcome thy voice, making my heart in its sorrow rejoice. Hartlike goeiemôre aan elkeen van julle. Dit is lekker om 'n bietjie weer die pad te vat en hier by julle die voorreg wat ek sê het om by julle te kom kuier vandag. Ellie het so 'n bietjie agtergrond gegee. Ja, sy het in Kempton Park groot geword. Haar maale bly nog steeds in die huis waarin sy groot geword het. Ons sukkel dat hulle moet verkoop. Maar lyk my dit nou verby. Nee, skoonpa is al 80, so die jeug is nie meer aan sy kant nie. Ek self, Tappe Triangle, Vanderbijl, Sasolburg, vereniging, dis waar ek begin het. En dit het nie veel beter gegaan toe ons Benoni toe is nie. En daarna het my pa op die myne begin en Welkom, en toe ons in Orkney Snorkney en Carletonville. So ek was op al die goeie myndorpe behalwe Stilfontein, maar ek het vakansiewerk daar gedoen in die Three Fountains Hotel gebly vir 7 weke in Stilfontein. So nee, ek het op die goudmyne maar groot geword meestal. En van 97 af is ek nou al in Pretoria. En ek is by die elektriese ingenieurskant. En ja, al wie vir my dok sê is my studente. Nie as die sekretaris noem ons prof of die dokters nie. So ons is gemaklik, baie lekker departement om voor te werk, baie geseënd om daar te kan werk. So ons is baie dankbaar. So ek stuur groete van Elofsdal gemeente af. Ja, ons mis hulle, ons eet so lekker saam altyd, maar ons sien ook baie uit na die lekker saamkuier vanmiddag. So ons hoop ons kan mekaar almal daar beter ook leer ken. Voor ons die Here se woord open en lees, kom ons doen net 'n kort gebed. Onse dierbare God en hemelse Vader, dit is 'n groot voorreg wat ons het om u woord te kan hê in ons hande. Elkeen sommer sy eie, sagte kopie, harde kopie, maar dat ons die kosbare skatte daarin kan open. En waar ons vandag gaan delf in die wingerd, wil ek bid dat die Heilige Gees nou, wat ook u woord geïnspireer het, ook
die woord sal open en verstaanbaar maak vir elkeen hier. Ons bid en vra dit in Jesus se naam. Amen. So nou moet ons net gou daai PowerPoint opkry, maar hy het nou gewerk actually, so dit het gewerk toe ons hom daar getoets het. So ek nooi so lank om te blaai na Johannes 15 en hou maar die Bybels daar oop. Ek begin rustig by julle. Vandag gewoonlik as ek 'n preek doen, is dit van hierdie skriftuur na daai skriftuur en is die vingers skoon moeg. Nou maar vandag gaan ons net kuier in Johannes 15, 'n baie bekende gedeelte. En ek wil net eers lees versies 1 tot 5, maar ons gaan gesels op die ou end tot daar by vers 17. Johannes 15 vers 1. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. So die boodskap van vandag is bly in die ware wynstok. Nou wat is die konteks? Ons moet altyd die konteks onthou van hierdie gedeelte waarin ons nou lees. Self daar, is nog nie daar nie, nee. Lyk my hulle gaan teruggaan na die gewone PowerPoint toe. So waar is ons? Ons is nou by donderdag aand voordat Jesus gekruisig gaan word. Dit was 'n willeweek gewees. Hulle het waarskynlik die voorafgaande Vrydag in Betanië aangekom, Sabbat gehou. Daardie Sondag is die intog in Jerusalem gewees, daar op die donkie. Die Maandag was die reiniging van die tempel en al die genesing van die siekes. Dinsdag was dit prediking en leer daar in die tempel gewees vir al die mense en dis waar die owerhede finaal besluit het hulle gaan hom nou doodmaak. Woensdag het hulle in Betanië gebly, hulle het elke aand in Betanië oorgeslaap, daar by Martha, Maria en Lazarus se huis. Woensdag het hulle in Betanië gebly en dit was toe die feesmaal waar in die Fariseer se huis, Simon se huis en waar Maria sy voete gesalf het. En donderdag was die Pasga wat hulle voorberei het en hier is ons nou daar in die bovertrek nadat die nagmaal ingestel is. Judas is klaar by die deur uit om Jesus finaal te verraai en van hoofstuk van waar af, dink vanaf Johannes 13. Van Johannes 14, 15, 16 is alles Jesus se laaste onderwysing aan sy disippels. En Jesus gedeel nou met hulle hierdie gelykenis van die wynstok, want hy is bekommerd oor sy kerk. Want toe hulle daar instap, was niemand bereid om die minste te wees om die ander een se voete te was nie, en Jesus moes op die ou end hulle voete was, en Jesus bekommerd, maar hulle, na 3,5 jaar mis hulle nog steeds die punt. Hulle het nog nie mekaar lief nie, dis nog steeds 'n onderlinge stryery oor wie is die grootste, wie is die belangrikste, wie gaan die lekkerste plek in hierdie koninkryk wat glad nou nie gaan uitdraai soos hulle gedink het nie. 24 uur van nou af gaan Jesus in die graf lê. En hulle besef dit nie. Maria het dit besef, want sy het hom gesalf. Sy het gehoor wat die Here gesê het. So ons gaan vandag in hierdie konteks gaan ons bietjie kyk na wat Jesus hier vir sy disippels probeer leer het om te bly in die wynstok. Nou ons gaan nou 4 stappies kyk. Die eerste stappie gaan net eers die inenting wees, want nou moet ek eers veilig. Nou weet ek klaar, hier's oom Dirk is 'n boer. So ek weet nie of oom 'n druiwe ook geboor het nie. Jy moet onthou ek is 'n ingenieur. Ek's nie 'n boer nie. So as die boere is, gaan julle my moet vergewe, nê. Ek gaan net gesels oor wat ek opgelees het. So ons gaan net vinnig kyk 'n bietjie na lesse uit die inentingsproses. Dan as die lote begin uitkom, die skoonmaakproses van die wingerd waar jy die lote wat nie vrug dra nie van ontslaa raak en die wat vrug dra maak jy skoon. Ons gaan stil staan by die 3de stap wat dit beteken om in Jesus te bly. En dan die laaste stappie gaan wees oor daai dormante periode as die wingerd lyk asof hy dood is, maar die voorbereiding wat daarin gaan in die lesse wat dit vir ons kan inhou. So hoe lyk 'n dryfstok? Die volgende prentjie het net so 'n diagrammetjie.
Baie belangrik is die wortelstelsel. Ons gaan nou weer 'n bietjie oor hom gesels en dan is daar daardie knoets wat daar sit en dis waar die enting gebeur het, waar die dryflote op die wingerd ingeënt is, dan vorm hy so knoets en dan het ons nou die arms wat uitgaan in die droë seisoen sien ons net die takke en die lote wat uitkom en natuurlik wanneer wat ons graag wil sien is dat as dit nou die draaseisoen is, dan is daai lieflike druiwe en ek wil amper sê daar's te veel blare aan daai wingerd en te min druiwe. Julle gaan nou sien wat ek bedoel. So dis hoe die wingerdstok daarvan lyk. Nou kom ons kyk net gou-gou na 'n kort videoetjie wat spesifiek net bietjie die klem sit op die node. Daardie knoppie waaruit die nuwe lote gaan kom. So kom ons kyk of die volgende enetjie hy behoort self te speel. This is grape video number 3. Grape buds. A bud is a compressed shoot surrounded by protective tissues. By that, I mean when a bud ends its dormancy, it expands and a shoot emerges as shown here. That shoot had already begun to develop in the previous growing season, but its development was kept compressed within the structure of the bud. Nou sê, net daai stukkie. Wanneer het daai knoppie gevorm? In die vorige seisoen het daai knoppie klaar gevorm. En binne in daai knoppie was alles wat nodig is vir die volgende seisoen. So het ek so 'n paar prentjies wat ons gou gaan deurwerk en nou het ek nie, ja, ek gaan maar my bladsy is, dink ek is myself. Nee, is nie nodig nie. My vrou is in beheer van die knoppie daar. Goed. So daarso is nou 4 sien ons 4 nodes en ek net so ingezoom op een van hulle. Nou as ons gaan nou 'n snit maak, dink die eerste een gaan ons hom net so die kop so bo afsny in die volgende prentjie. Dan sien ons hom so van bo af. En daarso sien julle nou 'n T vir tersiêr, 'n P vir primêr en die S vir sekondêr. So binne in daai knoppie is daar eintlik 3 lote vasvang. Primêre, sekondêre en 'n tersiêre enetjie. Die middelste een, die primêre een sien julle, nee, nog eers 'n bietjie terug. Is so donker gekleur. Hy is mors dood. Dis hoekom 'n mens die sekondêre enetjie het. So dan is daar darm, sê daar's 'n backup vir as die primêre een doodgaan. Dan is daar 'n rigsteen. Die volgende prentjie gaan ons hom so afsny. Dan het ons hom nou so sal sê vertikaal gesny. Nou kan ons ook die primêr, sekondêre en tersiêre enetjie sien. As ons so 'n bietjie inzoom op daai prentjie op volgende ene. Daai gee sirkeltjie, ek weet nie, kan nie die ligte donker, daar's ek 'n donker streepies, kan julle daar sien. Nou hierso is hy ook mooi duidelik. So wat is, daar's donker stukkies en daar's ligte stukkies. Die donker stukkies is die lood wat gaan uitkom waar die volgende seisoen se nodes gaan sit. Die knoppies gaan sit. Is klaar daar. Die ligte stukkies is nou daai lang stukkies wat nou tussen die node is van die takkie wat gaan uitkom. Toe ek dit sien, is ek al klaar verstom gewees. Toe praat die ou verder in die volgende prentjie aan die kante. En dit gaan mense seker nou 'n mikroskoop moet gaan sien. Aan die kante sit die blare en die druiwe trossies reeds daar in die knoppie wat gaan uitkom in die volgende seisoen. Alles is klaar daar. In die volgende prentjie waar hy nou net uitloop, dink ek, daarso sit die eerste druiwe trossies alreeds, die eerste blaartjies en daai was alles reeds binne in daai knoppie gewees. Dis verstommend. En dan dink ons ingenieurswese is so oulik. Kyk wat kan die Here regkry. Alles binne in daai knoppie. Wat is die volgende prentjie? Ek kan nou nie onthou nie. Ek dink julle moet gou vir my daai boekie dalk bring. Goed. Baie dankie. Wat ek ook net mooi tred hou van. Want hier's baie, ek hoop julle hou van prentjies. Hierdie preek het baie prentjies. Baie prentjies in. Gewoonlik het hulle nie so baie prentjies nie, maar die aard van die boodskap, mens moet die prentjie hê om te kan verstaan. So dit is ongelooflik om te sien hoe die Here alles reeds daar sit. So ons gaan nou 'n bietjie terugkom daarna. Kom ons gesels oor die volgende een, oor stap 1, die entingsproses. Nou ek dink meeste van ons is daarom vertroud met hoe 'n enting werk. So wat hier gebeur is dat hulle nou 2 lote binne in die wingerdstok insit. So kom ons lees daar uit Hoofstuk 15 weer vers 1. Dit sê ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Nou as daar 'n ware wynstok is, wat impliseer dit? Is daar 'n ware een is daar 'n valse een? As Jesus pertinent sê my Vader is die landbouer, dan beteken dit,
dan het daai valse wynstok waarskynlik ook 'n landbouer. Ons weet wie dit is, nê? Nee. Wie is die valse landbouer? Die duiwel. En die valse wynstok kan ons sê is hierdie wêreld. So wat sê Jesus vir ons? Sorg jy word in die ware wynstok wat Jesus is, ingeënt. Nou hoekom gebeur inenting? Nou waarom dit gebeur is dat wanneer jy 'n reeds bestaande wortelstelsel het, daardie wortelstelsel is gewoonlik al gevestig in die grond. Hy is bedoel vir daai tipe grond. Hy is nou immuun teen al die siektes wat daar is, maar jy wil miskien nou 'n ander variant, 'n ander dryfsoort nou begin plant. Nou gaan jy nie van nuwe vars klein stokkies begin en nou met hulle wortels skiet en dan vrek hulle want hulle is nie gevestig nie. So wat hulle doen, hulle vat dan 'n nuwe variant en hulle ent hom binne in hierdie gevestigde wortel in, sodat hy dan kan groei. So wat Jesus hierso vir sy disippels of vir ons sê is dat die eerste stap wat ons moet doen is ons moet sorg ons word deur die ware landbouer wat God die Vader is, ingeënt word op die ware wynstok wat Jesus is. En die oomblik as ons in hom ingeënt word, dan kan daai gevestigde wortelstelsel se plantsappe trek al daai nutriënte uit die grond uit en dit stoor dit in hierdie nuwe lood in. So word ons in Christus ingeënt en Christus wat die wynstok is, deur die Heilige Gees wat die plantsap is. Dink aan die Heilige Gees as daardie voedingsstowwe en plantsappe wat deur Christus na ons toe kom, in ons invloei, sodat ons op die ou end vrug kan dra. En as ek sê vrug kan dra, wat se gedeelte kom dadelik by mense sommer op? Vrug van die Gees. Ons gaan nou 'n bietjie daarby uitkom. Nou, as ons nou na daai prentjie kyk, daarso, dis bitter klein, maar in daai geel sirkeltjies, daar sit die druiwetrossies alreeds. En dis hulle eerste seisoen, dis 'n lekker dik stam waarop hulle ingeënt is. Nou aan die begin, min blaartjies, min vrug. Maar die punt is, daar is vrug. En dit vat nou natuurlik tyd, so van A na B, en tot jy nou 'n hele druiwepreel het, waar jy nou werklike produksie kan lewer. Dit vat tyd vir daardie lote om te groei, tot waar dit is aan die regterkant. Nou hier het ek 'n paar lesse. So die eerste les is, ons moenie op die verkeerde wynstok ingeënt word nie, want dan gaan ons nie die regte vrug dra nie. En die tweede een is, as ons onsself miskien nog 'n nuwe gelowige is, of daar kom nuwe gelowiges in die kerk in, hê geduld. Daai wingerd dra nie 'n volle oes in die eerste seisoen nie. Dit vat 'n paar seisoene, dit vat groei. En vir onsself ook, dit vat tyd om te groei, totdat ons daardie volle oes kan dra. Maar wat belangrik is, daar is vrug. Dis nie dat daar nie vrug is nie, daar's altyd vrug. So kom ons gaan na stap 2 toe. So nou begin daai lote uitkom, en nou gaan ons lees vers 2 en 3 van hoofstuk 15. Dit sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Nou daai prentjie daar is geneem in Augustus 2015, toe ons so op 'n impromptu roadtrip gegaan. Ons is eers daar by familie in Vryserburg se wêreld. Min mense gaan weet waar Vryserburg is. So 100 kilos oos van Sutherland af. Meeste van julle weet waar Sutherland. As jy nou N1 afgery, Leeugamka, weet julle waar is Leeugamka? Tussen Beaufort en Lensburg, daar waar daar niks is nie, kry jy Leeugamka, mooi in die helfte, maar daar slaat jy noord vir nog 110 kilos. Dan kom jy by Vryserburg uit. So ons eers daar gaan kuier en van daar af is ons toe nou op na ons vriende wat op daai stadium nog geboer het in Kakamas. En toe ons daar by hulle gekuier het, die lote net begin uitloop. En die volgende prentjie dink ek is dit al 'n bietjie nader. Ja, daar sit hy. So toe dit nou al bietjie begin uitloop en hy wys toe vir ons net so klein as wat hy is, sit die vruggies al klaar daar. Ek dink die volgende het ek ingezoom op hom vir die volgende een waar hy, ja, daar sit die druiwetrossies al klaar. Jy kan amper nog nie sien is 'n trossie nie, maar hy sit daar. En soos Rian deur die wingerd met ons gestap het,
Terwyl hy sommer so met ons gesels, sien ek dan gaan hy so tussen die blare en elke nou en dan breek hy 'n loot af, gooi hom net so. Ek sê, wat maak jy? Hy sê, nee, dis eintlik heel eenvoudig. Jy kan tel, as daai nuwe loot uitgekom het, en by elke node kom daar nou blaartjies of 'n druiwe uit. Hy sê, as daar nie druiwe is teen die 3de node nie, gaan daai loot nie druiwe dra nie. En jy kan hom afbreek en weggooi. Hoekom breek jy hom af en weg? Hy gaan nie blare dra. So wat doen hy? Hy trek al daai vog en nutriënte uit die grond uit, maar hy lewer nie vrug nie. En hier waar die Here sê, elke loot wat nie vrug dra nie, dit sien jy sommer vinnig. Ek kon nie glo dat hy tel net 1, 2, 3, die dingetjie het skaars uitgekom, breek hom af, gooi hom weg, ek kry die arme dryf, so jammer. Intussen is hy besig om, soos wat die vers 3 vir ons sê, of vers 2 vir ons sê, is hy besig om die lote wat nie vrug gaan dra nie, af te breek. Want wat is die doel? Die doel is om al die voedingsstowwe binne in die lote in te sit, wat besig is om vrug te dra, sodat die vrug kan ontwikkel. Nou die snoeiproses in die verskillende seisoene is natuurlik 'n kuns op sy eie. Kyk, sien julle hoe baie druiwe is daar? Raak julle al lus? Dit ruik dan maar lekker, nê? Ek kan nou nie eers vir julle sê ek het saamgebring nie. Is dalk wreed, nê? Ek moet daarom sê aan die einde van die preek het ek vir elkeen 'n tros druiwe, maar ongelukkig het ek nie. So dis 'n kuns op sy eie om te weet hoe om te snoei, waar om te snoei, hoeveel om af te sny. Maar die snoeiproses is uiters belangrik om jou vrugdra te bevorder. Nou, net soos wat daai druiwe prehele gesnoei moet word, moet die Here ons ook snoei. En dit kan op verskillende maniere gebeur. Vers 3 van Johannes 15 gee vir ons eintlik die leidraad daar. Dit sê, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek word. In die vorige vers praat hy van, hy maak skoon is maak rein, en nou sê, julle is alreeds rein deur die woord. Nou, hoe snoei die Here ons? Nou wil ek sê, daai vars loetjie, wat nou net uitgekom het, en jy kan tel node 1, 2, 3, en daar is nie 'n vruggie nie, jy kan hom afbreek. Net so dink ek in ons lewe, as ons dalk 'n nuwe verhouding, 'n nuwe vriendskap, 'n nuwe gewoonte, of iets in ons lewe is, baie vinnig, moet ons sommer sien, gaan hierdie nuwe besigheidsverhouding, of miskien is dit tussen 'n jong man en 'n vrou, of 'n nuwe vriendskap, gaan hierdie vrug dra, gaan dit geestelike vrug dra of nie? En jy gaan dit baie vinnig raak sien. 'n Nuwe stokperdjie, gaan hierdie bydra tot my geestelike vrug? Indien nie, breek hom sommer vroeg af, gooi hom weg. Wat gaan gebeur as ons daai loot los? Hy gaan groei, naderhand is dit nie net 'n groen sagte takkie nie, naderhand word dit hout, en hoe langer, as ons dit kan sê, is sonde in ons lewe bly, hoe erger raak die gevolge, hoe meer onderdruk dit die geestelike vrug in ons lewe. Nou, die Here is genadig, in die sin, as ons met die Here 'n pad loop, en naderhand kom ons agter, maar, Here, dis nie meer 'n loetjie nie, dis nou sommer 'n stok hier in my lewe, wat nou al goed gevestig is. En as ons sonde in ons lewe toelaat, het dit gevolge. Maar die Here is goed. Hy kan daai gevolge omdraai en gebruik as 'n snoeisker, om van daai diktak te ontslae te raak. Nou, miskien is dit nie altyd so 'n lekker proses nie, want hoe dikker daai tak, jy kan 'n handsnoeiskertjie, naderhand gaan jy dalk 'n snoeisker, naderhand gaan jy 'n kettingsaag moet inbring, maar die Here kan miskien omstandighede in ons lewe toelaat, wat sorg dat daai loot, daai stomp uit ons lewe uitkom. Romeine 8 vers 28, een van my gunsteling tekste, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Wat bedoel hy met alles ten goeie meewerk? Al my skuld het verdwyn, my kar breek nie meer nie, my bankrekening loop nie leeg nie, alles werk nou ten goeie. Is dit wat hy bedoel? Nee. Die volgende versie, vers 29 is so belangrik. Want, hoekom laat hy alles ten goeie meewerk? Want, die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun.
Ons word ingeënt op Christus, die plantsap, die Heilige Gees vloei deur ons en die vrug van die Gees vorm in ons, wat Christus se karakter is. So wanneer die Here ons kom snoei, is dit sodat ons meer vrug kan dra en ons meer sy karakter kan aanneem. Nou kom ons by stap 3 wat die belangrike een is. En ons lees daar Johannes 15 vers 4 tot 4 en 5. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Nou hierdie woordjie bly. Wat se bly is dit? Okay, ons gebruik die woordjie op verskillende maniere. Dit kan wees as jy vir jou hond sê bly, sit bly, en dan bly daai hond net daar sit, tot jy vir hom weer sê beweeg. Of as ek vir u vra, waar bly u? Wat gaan u vir my sê? Wat gee u vir my? Adres. En natuurlik by daai adres, al wat jy doen is om op 'n stoel te gaan sit en net daar te bly sit, nê. Nee, jy slaap daar, jy eet daar, jy leef daar, jy beklei daar, jy lag daar, jy eet saam, jy bad, jy leef by daai adres. En dis die tipe bly wat ons hierso, dis 'n leefstyl. So die Griekse woordjie daar is die woordjie meno, of hoe hulle hom ook al uitspreek. En dit kan die mens vertaal met to stay of to abide. Nou die van julle wat 'n Engelse Bybel het, sal weet die Engels gebruik die woordjie abide in me. Not live in me, stay, abide in me. Toe wonder ek nou maar, wat beteken hierdie woordjie abide? En julle te kry ek sommer op, dis nie 'n gewone webblad. Toe kry ek hierdie fascinerende definisie vir abide. Nou die eerste enetjie sê to act in accord with, met ander woorde om te handel volgens of in ooreenstemming met. Nou in ooreenstemming met wat moet ons handel as Christene? Christus, wat van hom? Wat bepaal wat ons doen en nie doen nie? God se wet. Dis ons riglyn. Ons moet handel in ooreenstemming met God se gebooie. Dan die tweede enetjie sê dit onderdanig te wees of om in te stem. Onderdanig te wees. Ons is onderdanig aan wie? Aan God, aan Christus. Om standvastig of vas in die geloof te bly. Geloof in Christus. Julle en toe kry daai woordjie abide of bly skielik heeltemal 'n nuwe betekenis. So nou as u lees waar Jesus sê bly in my. Dit het abide in me. Ewe skielik is dit handel volgens my gebooie. Wees onderdanig aan my. Bly standvastig in julle geloof in my. Eenvoudige sinnetjie, bly in my. Nou om in Christus te bly, met ander woorde, is om van die ware wynstok te bly, dis nie 'n dormante, passiewe ding nie. Dit is 'n lewendige, groeiende, standvastige geloof in verhouding met Christus. En dit moet vrug dra, want Jesus sê wie in my bly, hy dra veel vrug. Hoe gebeur dit? Is daai plantsappe wat in die vorm van die Heilige Gees deur ons vloei, sodat daai vrug van die Heilige Gees in ons verwesenlik kan word. Nou daai vrug van die Heilige Gees in Galasiërs 5, is altyd vir my moeilik om hierdie versie te lees. Luister gou saam. En soos ek elkeen lees, gee vir jouself, wat sê hy altyd, 'n punt uit 10 uit. Maak dit maklik, maak dit 'n punt uit 5. Hoe sê altyd, power, ondergemiddeld, alright, goed, uitstekend. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, en die moeilikste van almal vir my is die selfbeheersing. Nou as ons daai woorde so almal lees, ek weet nie, vir my raak dit partykeer moeiliker hoe verder ek af met daai versie gaan, en dink ek, Here, my vrug, is daai vrug ooit daar? Gaan gou vir my terug na die vorige prentjie toe. Nou op daai linkerkant se trosse. Ek sien elke een van daai vrug, sien dit as een van die druiwekorrels. Is al daai druiwekorrels al ryp?
Aan daai selfde tros is nog 'n grasgroene en dan so perse en dan's daar wat regtig mooi al ryp is. En toe skep ek moed. Ek sê Here, kan ek miskien hieruit leer dat daai vrug moet, die vrug van die Gees moet in my wees, maar party het dalk van daai korrels, druiwekorrels moet nog bietjie ryp word. Maar solank as wat ons in die wingerd bly, solank as wat ons in die ware wynstok bly, sal daai korrel ryp word. Bly in my, het Jesus gesê. Ek haal vir u aan uit Koning van die Eeue. Dit is in hoofstuk 73, bladsy 676. Skryf mevrou White, bly in my soos ek in julle, haal sy aan en dan sê sy, om in Christus te bly, beteken 'n voortdurende ontvangs van sy Gees, 'n lewe van volkome toewyding aan sy diens. Die kanaal van gemeenskap tussen die mens en sy God moet gedurig oop wees. Net soos die loot gedurig sap trek uit die lewende wynstok, so moet ons aan Jesus vasklem en deur geloof abide van hom die krag en volmaaktheid van sy karakter ontvang, daardie vrug van die Gees. Die wortel, Christus se wortels, stuur voeding deur die loot na die kleinste rankie en so gee Christus die stroom van geestelike krag aan elke gelowige. Solank as die siel met Christus verbind is, ingeënt is, in die wingerd bly, is daar geen gevaar dat die loot sal verdor en doodgaan nie. Die lewe van die wynstok sal gesien word in die geurende trosse aan die lote. Wie in my bly, het Jesus gesê, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Wanneer ons deur geloof in die Seun van God lewe, sal die vrug van die Gees in ons lewe gesien word. Nie een sal vermis word nie. Einde van die aanhaling. So om in Christus te bly, om ingeënt te wees in Christus, is daardie geestelike krag wat deur die Heilige Gees deur ons vloei na Christus toe en dat ons 'n lewende verhouding met hom het. Vers 6. Wat gebeur met die lote wat nie in Christus bly nie? Vers 6 lees ons, as iemand in my nie bly nie. Dis 'n keuse, né? Vandag se Sabbatskoolles, daardie keuse, gaan ons vir Jesus kies, gaan ons glo, gaan ons nie glo nie, gaan ons in hom bly, gaan ons nie in hom bly nie. Wat gebeur as ons nie in hom bly nie? Word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar, gooi dit in die vuur en dit verbrand. Nou die volgende aanhaling, ook op bladsy 676, toe ek hom in die Afrikaanse Koning van die Eeue gaan soek, toe sy nie daar nie. Ek moes ook gaan vertaal uit die Desire of Ages. Ek weet nie hoekom hulle nie die paragraaf ingesit nie. Dit is 'n kragtige paragraaf. Dit lees: My Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. Terwyl die ent uiterlik met die wingerdstok verenig is daar dalk geen lewenshoudende verbintenis nie. So of jy het 'n lewenshoudende verbintenis of daar's nie 'n lewenshoudende verbintenis nie. Dan sal daar geen groei of vrugbaarheid wees nie. Daar kan dus 'n skynbare verbintenis met Christus wees sonder 'n werklike eenheid met hom deur geloof. Nou kyk bietjie daai twee lote. Ek dink dit is redelik vanselfsprekend wat die een het die lewenshoudende verbintenis en watter een het die skynbare verbintenis. Albei is ingeënt, maar die een het nie 'n lewenshoudende verbintenis nie. 'n Belydenis van godsdiens plaas mens in die kerk, maar die karakter en gedrag, die vrug wat ons dra, wys of hulle 'n verbintenis met Christus het. As hulle geen vrug dra nie, want daai en nie eers blare nie, is hulle valse lote. Hulle skeiding van Christus behels 'n verwoesting of 'n ondergang so volmaak soos die wat deur die dooie lote voorgestel word. As iemand in my nie bly nie, het Christus gesê, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar, gooi dit in die vuur en dit verbrand. So om in Christus te bly, beteken 'n voortdurende ontvangs van sy Gees en ons dra vrug in die vorm van sy karakter. As ons nie in Christus bly nie, dan lyk ons soos daai takkie en op die eind word hy afgesny, weggegooi en verbrand.
Ons gaan vlugtig nou werk deur vers 7 tot 12. En is eintlik net 2 prentjies wat ek hier wil skep. In vers 7 tot 8 vorm 'n eenheid en hier wil ek, as soos ons hom lees, gaan jy sien daar's 'n cause and effect. Die een ding lei tot die ander. Vers 7 lees: As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Met ander woorde, ons bly in hom, dan sal ons vra en ons sal verkry. Daar's so 3 stappies. Hierin is my Vader verheerlik, vers 8, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. So waarvoor impliseer dit, waarvoor vra ons? Dat ons meer vrug sal dra. Nie vra vir gemak en al daai dinge nie. Ons moet vra dat ons meer vrug sal dra. So die bly in Christus, as ons in Christus bly, sal ons agterkom waar skiet ons tekort. En dan sal ons vir die Here vra help. Dan sal hy vir ons gee wat ons nodig het, sodat ons meer vrug kan dra, sodat God op die ou end verheerlik kan word. So daar's 'n proses. In vers 9 tot 12 is dit alles is gelyk aan tekens. So luister 'n bietjie hierna. Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Sien julle, is gelyk aan teken. Vader Jesus liefgehad het, net so is gelyk aan het Jesus ons liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. So God het vir Jesus liefgehad, net so het Jesus ons lief. Hoe bly ons in hierdie liefde? Deur sy gebooie te bewaar. Net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Vers 11, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod. So wat is hierdie gebooie waarin ons moet bly? Dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle liefgehad het. Dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle liefgehad het. So God het Jesus liefgehad. Net so het Jesus ons lief, net so wil hy hê moet ons mekaar lief hê. En hoe doen ons dit? Deur sy gebooie te bewaar, wat liefde is. Hoekom is dit belangrik? Onthou die konteks waarin Jesus dit vertel het, nie? Daar in die bovertrek, nadat die nagmaal ingestel is, waar Jesus sy disippels by die punt moet kry dat hulle met mekaar lief hê, eerder as om te kyk wie die belangrikste gaan moet wees. En so belangrik was dit vir Jesus, dat hy dit vir hulle daai boodskap oordra. So stap 1 was die entingsproses, stap 2 was die haal die lote uit wat nie vrug dra nie en maak skoon die wat vrug dra. O ja, hoe maak jy die skoon wat vrug dra? As die lote sekere lengte gegroei het, dan breek jy die groeipunt af. Laat hy nie aanhou groei en groei en groei en groei nie, sodat al die voedingsstowwe ook in daai punte ingaan. So dis hoe jy die lote ook skoon maak. En dan het ons nou gekyk na wat beteken dit om in Jesus te bly, is daar die lewende, groeiende verhouding met hom. Stap 4 is my seker die mees fascinerende stap van die klomp. Nou nadat die oes gelewer is, en wie van julle het al met die Heksrivier Vallei so ingery as dit herfsttyd is, ons al daai kleure, daai rooi, dis dan maar pragtig. Maar die oestyd is verby, al die blare val af, en al wat oorbly is daardie ou dooie druiwestokke, en nou begin ernstige snoeiwerk. En daar moet jy jou storie ken. Jy moet op die regte plek snoei, regte lengte los, regte hoeveelheid knoppies op die lote los, want as jy hier droog maak, is jou volgende seisoen daarmee heen. En daardie knoppie wat oorbly, kom ons kyk sommer net weer 'n bietjie na daai knoppie, terwyl hy daar sit. Miskien moet ek net gou bynoem, so, wanneer ek, net soos wat die snoeiwerk wat nou daar gebeur, uiters belangrik is vir die volgende seisoen. Net so moet ons besef dat die snoeiwerk wat die Here nou in ons seisoen, in die seisoen waar u nou is in u lewe, die snoeiwerk wat hy doen en wat hy toelaat, die bemesting wat hy gee in die lewe, is uiters en krities belangrik vir die volgende seisoen van die lewe wat voorlê. As ons die Here nie nou toelaat om sy werk te doen nie, gaan die volgende seisoen in ons lewe 'n gemors wees. Nou kom ons kyk gou weer 'n bietjie na daai knoppie. Die volgende wil hy nie saamstem nie, sy battery plap. Lyk my knoppie wil nie werk nou nie.
ons gaan nader moet praat. Gaan julle hom sommer van daar af, daar sy. Ons het nou na daai skyfie gekyk, en toe het ons gesien maar, dat 'n hele seisoen se oes, goed ja, daai lood gaan groei, maar die begin van die volgende seisoen, die eerste druiwe, die eerste blare, is alles in daai knoppie wat in daai winter dormant lê. Nou mag dit dalk net wees dat u voel miskien waar u in die geestelike lewe is u op daai dormante fase. Daar's nie blare nie, daar's nie vrugte nie, en dan kyk ons na ons eie lewe en al wat ons sien is droë stokke, en ons dink, Here, ek is nou mors dood, gevrek. Maar daai knoppie sit daar. Hoe belangrik is daai knoppie vir daai boer? Sy alles hang af van daai knoppie. Wat gaan hy doen om daai knoppie te beskerm? Enige iets. Wat het God gedoen om sy knoppies te beskerm? Hy het Christus gestuur. Nou kom ons kyk bietjie wat doen hy nog prakties in ons lewe vandag. So daar's 'n paar maniere hoe die boere daai knoppies beskerm, en ons gaan na 4 van hulle kyk, en elkeen het 'n geestelike toepassing. Nou die eerste enetjie wat half seker die logiese een is, as jou plaas dit toelaat, is om jou wingerd op hoër grond te plant. Hoekom doen ons dit? Wat is die grootste bedreiging vir daai knoppies in die winter? Sê weer? Koue, en spesifiek ryp. Wat gaan ryp aan daai knoppie doen? As hy groen aan die binnekant vries, wat gebeur met 'n maklike voorbeeld, as jy 'n spinasieblaar in die vrieskas sit en jy haal hom uit? Al daai selletjies bars en hulle is mors dood. Dieselfde met daai knoppie, as daai knoppie gaan vries, gaan al daai selletjies uitsit, daai water binne, die vog sit uit, dit bars al die plantselle, jy verloor jou hele oes nog voordat hy begin het. So die eerste oplossing is plant op hoër grond. Hoekom? Want die koue gaan waarheen? Onder toe. So dit is 'n maklike oplossing. 'n Toepassing wat in ons lewe gebeur het, miskien laat die Here ruk die Here hier uit sekere omstandighede uit en plaas hy iewers anders. 'n Voorbeeld vir ons was, want ons is daar uiteinde 2011. Ons was koshuisouers gewees by 'n dameskoshuis daar in Hatfield. Die kinders was nog piepklein, Nadia is gebore daai jaar in 2011, en ons was ons eerste 5 jaar termyn by die koshuise was bly, and the powers that be het besluit, hulle gaan ons nie vir nog 'n 5 jaar termyn aanstel nie. Julle, daar's 40% van ons inkomste net weg. Here, wat nou? Nou ek het vir die hele dag besig met hoe die Here voorsien het, maar die Here het ons uit daai omstandighede gevat, want hoe maak jy 'n kind in Hatfield groot? Nie 'n goeie plan nie. En as jy nou daardeur gaan ry, nie 'n goeie plan nie. Op daai stadium het dit vir ons as 'n krisis gelyk, maar die Here het ons uit daai omstandighede gevat, want hy het geweet as ons daar gaan ons knoppies vries. En ons kinders se knoppies gaan vries, en hy gaan plant ons in Queenswood, wat in die moed is. Dis die stukkie waar ek altyd sê, ja, kyk, ons het alles daar. 'n Checkers net om die hoek, daar's 'n Woolies Foods, daar's 'n Clicks, daar's die beste Spar in Pretoria, en onlangs het daar 'n Dis-Chem oopgemaak. Ja, ons kan stap na dit alles toe. So ek wil nou nie brag nie, maar kyk, ons bly op 'n baie lekker plek hoor. So die Here het ons uit daai aanvanklik wat vir ons gelyk het na 'n slegte skuif, het die Here vir ons so goed laat meewerk. So dis die een manier hoe hy ons beskerm. Die tweede manier is wat die ouens baie doen, is hulle moet vuur maak. So hierdie, kyk is ook net, dit was nie Telegraph, so dis die Britte wat bekommerd was oor die ryp in Frankryk, want die Franse nie druiwe het nie, die Britte nie wyn nie. So dit was die koudste jaar in 75 jaar gewees, so 'n paar jaar terug, en hoe maak hulle? Hulle maak vuur tussen die wingerde, hoekom? Net om daai lug in die beweging te kry in die hitte, sodat daai koue lug nie gaan lê nie. Nou ja, as dit nie werk nie, partykeer moet hulle nog gaan staan en dan waai hulle ook so, net om daai hitte deur die wingerd te kry. Nou soms moet die Here 'n bietjie vuur maak onder ons, en dalk selfs mense stuur om die vlamme so bietjie te stook in ons lewe. En partykeer voel dit vir ons, maar Here, ek is nou klaar op hierdie donker, koue plek in my lewe, en nou kom steek jy dit nog aan die brandhok. Maar was dit nie vir daai vuur nie?
dan het ons knoppies gevries, gebars en ons sou geen oes gelewer het nie. En gewoonlik, wanneer kom die ryp? 1 uur die oggend, 2 uur die oggend? Wanneer kom hy? Net so rukkie voor daai son opkom. En partykeer voel dit vir ons, maar Here, kyk, dit begin al, ek kan al sien waar die son, ons is lekkerste as jy Kaap toe ry. En jy wag vir die son om op te keer. Hy is so 2 uur die oggend en dan begin jy sê, daar begin dit lig word op die horison. Dis waar die son gaan opkom. En is nou net op daai punt wanneer die ryp so neersak. En dan dink ons, Here, maar die son is besig om op te kom. Vir wat is hierdie vuur onder my nodig? Maar dit is nou net mooi wanneer hy sonnetjie wil lig, wanneer dit op sy koudste is en die ryp die grootste gevaar is. So, of ons moet hoorplant, of ons moet bietjie vuur maak. 'n derde manier is om reuse waaiers in die wingerd te gaan sit. Nou daar's 'n prentjie. So wat is die doel van hierdie waaiers? Dis om die lug in die wingerd aan die beweeg te hou, sodat die lug nie gaan lê en stil lê nie. Solank jy die lug aan die beweeg hou, gaan hy nie ryp nie. So hulle sit waaiers in die veld. So soms moet die Here dalk bietjie winde van verandering in ons lewe bring. Partykeer voel dit meer soos 'n orkaan as winde van verandering en kom waai die Here ons hele lewe de mekaar. Maar daardie teëspoed in ons lewe keer dat daar 'n erger gevaar daardie ryp toesak. Nou net vir die van u wat nou soos ek gewonder toe ek eers keer op hierdie prentjie afkom, toe dog ek, maar ek dog daai is windgenerators wat hulle daar in die wingerde het. En ek het dubbel seker gaan maak, dis nie generators nie, dis waaiers wat hulle so in die wingerde sit om daai lug deur te beweeg. Die 4de manier, en nou gaan ek daai prentjie so rukkie daarop los, dat julle vir hom kyk en dan hierdie is die beste manier om daai knoppies te beskerm. Jy vries hom. En my eerste reaksie was, Wag 'n bietjie, Here, ons probeer die knoppies beskerm teen die ryp. Nou sit julle drippers op, maak hom nat en laat hom vries. Dit maak nie sin nie. Here, dis moeilik in my lewe, dit gaan swaar. Nou gooi jy my nog nat hok en ek verkleim en ek vries. Wat is die punt? Hoekom werk hierdie die beste? Wat is die temperatuur binne in daai ysbabbeltjie? 0 grade. Wat is die temperatuur buite? -7, -8, -9, ons weet nie. Maar binne in daai yskapsuletjie bly dit net 0 grade. En dit gaan baie langer vat vir daai plantsap om te vries by 0 grade as wat dit gaan wees by -9 of -10. Het my vrou gesê, die enigste verskil tussen 'n -13 en 'n minus, wat was dit daar op die rooi plein? -22. Sy sê, dit voel ewe koud, dis net hoe vinnig jy koud word wat die verskil maak. As jy uit is, hoe vinnig word jy koud. So dis dieselfde probleem met daai knoppie. As ons dit nie doen nie, binne in daai kapsule is dit 0 grade, buite is dit -10. Maar hy is beskerm teen die -10. En teen die tyd wat die son opkom en al die ys smelt, makeer daai blaartjies en daai lote niks. Verstommend, is dit nie? So volgende keer as die Here u nat spuit en vries, moet ons dalk sê dankie, want ons is dalk nie bewus van daai koue wat op pad is, wat ons nie van weet nie. En die Here sit ons in hierdie tydelike kapsuletjie van swaar kry en vries om ons te beskerm teen 'n erger swaar kry wat dalk oor ons pad sou kom as ons dit nie toegelaat het nie. Wat sê hierdie beskermingsmeganismes vir u en vir my? Selfs wanneer u en ek deur donker koue tye in ons lewe gaan en dit blyk asof daar geen groei gebeur nie, dis net 'n dooie takkie met knoppies op, bly in Christus. Want te danke aan die groei en die snoeiwerk in die vorige seisoen, te danke aan die landbouer se beskerming, al maak dit nie vir ons sin met wind en weer en koue en vuur in ons lewens nie, is hy besig om ons te beskerm, en as ons in Christus bly, sal daai knoppie uitloop en dit sal vrug dra. Solank as wat ek en u in Christus bly. Vers 5
sê vir ons, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En vers 9, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad, bly in hierdie liefde van my. Amen. Kom ons sluit staande af met lied nommer 230, lied 230, en ons sing al die versies daar saam. Ons dierbare God, ons is niks anders as brose lote nie. En sonder U word ons droog, verdor ons en ons is vir niks goed as om net 'n vuur mee te maak nie. Sonder U kan ons niks doen nie. En ons gebed vanoggend is, Here, dat U ons weer opnuut in U die ware wynstok sal inent. Here, dat U ons valse lote sal skoonmaak, dat die lote wat vrug dra, dat U dit sal snoei en sal versorg. Here, dat ons tot eer van U naam, tot U heerlikheid, 'n vrug sal dra, 'n vrug wat die wêreld daar buite so nodig het, om van te eet en te proe, sodat hulle U kan leer ken. Wees asseblief met ons in hierdie week, Heer, dat ons in U sal bly, dat ons U beskerming, al maak dit nie altyd sin nie, sal toelaat, dat ons die snoeisker in ons lewe sal toelaat, sodat ons vir U meer vrug sal dra. Is ons nederige gebed in Jesus se naam. Amen.